Ons gaan 'n liedjie of wat sing. Miskien kom daar nog so 1 of 2 mails by. Maar kan nie gaan nou welkom sê, dan gaan ons sing. Welkom almal. Welkom by die getuienisaand. Julle weet ons is 'n bietjie gemakliker hierso en ontspanning. Dit is 'n baie spesiale aand vir ons. Ons sien weer uit om te luister na getuienisse en geïnspireerd te word daardeur. So geniet dit saam met ons. Hopelijk daag daar nog 1 of 2 mense wat geleer het om te praat vanavond ook nog op. Maar jy dan 'n paar mense al klaar hierso wat met ons gaan praat vanavond. Baie welkom. Dankie. Kom ons staan op en ons sing ons daarom so 'n liedjie of 2 saam met ons sommer net ons kom uit op 'n plekkie. The love of Jesus is so wonderful, the love of Jesus is so wonderful, the love of Jesus is so wonderful, oh wonderful, so high, you can't get over it, it's so deep, you can't get under it, so wide, you can't get around it. So
Gesang. Here keer op keer wil ons net vir U loof, wil ons U prys wat elke dag nuut maak. Hierdie is die dag, hierdie is die aand wat die Here gemaak het, en daarom loof ons U. Dankie Here dat U sigbaar is, dat U werk in die wêreld. Nog altyd, partykeer sien ons dit nie raak nie, maar dankie dat ons vanoggend net so gordyn kan oopmaak voor ons. En waar mense vir ons kan wys, kyk daar het die Here dit gedoen. Sodat ons van die wonderlike, die magtige dade kan vertel. Al die reddingsdade. Dis U wat ons red. Dis U wat U seun gestuur het en ons gestuur het ook om U liefde te wys in die wêreld. Amen. Dankie. Baie welkom vir almal wat so lekker is. Baie welkom op gaaf vir julle luister. Ek het sommer net so gou vir 'n volgorde hier opgestel, dan ons vroeg opgooi vir die wat nog ekstra wil praat daarna. Kan ek julle mooi vra om so tussen 7 en 8 minute te wees met julle paadjies as dit kan. Nie te veel ekstra te praat, ons is nog binne, maar ons wil nou nie onnodig die aand lank maak nie. So, maar ek wil eers vir Gavin Wood van Geopende Deure vra. Hy is 'n paar woorde gespreek. Evening. Hi. I'm a long way from home. I'm from Randburg side of Joburg. So. Thank you. It's really a privilege for me to speak on behalf of the persecuted church, our brothers and sisters who suffer for our faith. Not just their faith, but our faith. We believe the same, but they suffer for us. One pastor in China said that the church in the West, which we are a part in South Africa, wear the crown, but they carry the cross. And that struck me because he said it with a humility and a grace. There was no bitterness or anything. He was just stating a fact. But they carry the cross. And I want to focus tonight on Iran. Iran is in the news at the moment for all kinds of reasons. But Islam is on the decline in Iran. We praise God for that. Many have left and are leaving Islam. I've heard reports that out of the 80,000 mosques in Iran, 50,000 are empty. And that's been independently verified. As a matter of fact, when it comes to the time for prayer during the day, they take prisoners from the prison and send them to the mosque, so the mosques appear to be busy and full. So it's a serious decline. But whenever darkness is under threat, darkness fights back, right? So there's a massive system of oppression against believers. Just recently, the last couple of days, some 54 believers have been arrested and accused of spying against the state. And it's been broadcast like that in the news. So obviously they and their families suffer, and many are in Turkey at the moment. Believers from Iran flee to Turkey for refuge, but they have no status there. They really have no status at all. So they're caught between persecution in their own country and living as basically illegals in Turkey and other countries. So please be in prayer for the persecuted church, particularly Iran. As you see things happening on the news, pray for the church, because every time Iran gets punished or attacked by the West, the Christians in Iran suffer severely for that. So thank you for the opportunity, just for sharing that tonight. That's all. Keep it short and sweet. Anyone who's got questions for the other? You can ask me afterwards. Or you can speak to him afterwards. Okay, cool. Then we've got another new face here, Adrian. From the SATM, South African Truckers Ministry. Southern African Truckers Ministry. Cool. Adrian, baie welkom. Ek wat ons taal. Dis luister graag na jou. Nee, wat jy. Zulu.
Angaas. Ek wil julle 'n vraag vra, vir die wat se kinders by hulle bly, of saam met my kinders is, wanneer laas het jy jou kinders gesien? Waarskynlik 'n uur terug, of 'n halfuur terug, of miskien vanoggend, of wat ook al. Hierdie ouens ry. As ek vir hom 'n eenvoudige vraag vra, dis hoe my gesprek met hom begin. When last did you see your family? Then they will say, you know what, 3 weeks ago, maybe 3 months ago, maybe 6 months ago, because I'm on my way to Congo, DRC. Dan besef jy al die trauma wat in hierdie mense se lewens sit. Ek weet nie of julle bewus is nie, 600,000 trokdrywers op die pad in Suid-Afrika. 4,9 miljoen geregistreer by Enatis. Dit is 'n ongelooflike taak om vir hierdie mense die blye evangelie te bring. Ek het toe hy nou sê van die 7-8 minute, toe dink ek gaan tog hierdie sê. Ek was in Tanzanië gewees met 'n uitsending uitreik, destyds saam met World Mission Center. En in Dar es Salaam het ek het 'n boek gehad wat my ma destyds gekoop het. Dis nou hier in ek dink dit was 98. En Richard van der Berg het die Matteus Evangelie, Jesus film gemaak. En daar's 'n hoofstuk in die boek waar hy praat oor die gedeelte in Matteus, waar dit gaan oor Bethsaida, Chorazin, waar Jesus eintlik hierdie stede vervloek het. En hy sê, jy weet, woe to you Bethsaida en Chorazin. Dit sou beter gewees het vir Sodom en Gomorra as die wonderwerke by hulle gebeur, wat by julle gebeur, want ons sou glo. Maar die ongelooflike ding wat gebeur het is, I don't know who of you have read the book, but the amazing thing that happened was that Bruce Marciano walked there in Morocco where they shot the film. And they made the film with this principle. Bruce had to do what the Holy Spirit puts in his heart for that scene. So nothing happened. And Richard and them, they couldn't shoot the film. And after, I don't know, 2-3 hours, they kept the camera on him. The people were all around him. And then suddenly something happened. Bruce started crying for more than a half an hour, 3/4 of an hour. He couldn't stop crying. En Richard het gesê, gaan hoor, wat is fout? En al wat Bruce Marciano kon sê, dit breek sy hart. Want hierdie mense gaan almal verlore. En ek wil vir u sê, regtig, as julle die moeite sal doen, almal dink, weet, hierdie trokke wat so ry, hierdie tippers wat so val, julle moet 'n bietjie kyk. Kyk op Facebook, hoeveel trokke val op 'n dag. Daai mense gaan dood. Hulle ken nie vir Jesus nie, hulle ken nie die Here nie. Dis weg van hulle families af. Daar is soveel van hierdie trokdrywers wat regtig kinders van die Here is, wat nie ongered is nie. Hulle werk al jare by Unitrans, van Tondertransport, van wijkvervoer en ramper, en hulle getuig. Weet julle wat is die lekker ding? Wanneer ek, sê maar by Zambesi truckstop is, die ander kant, die N1 is, jy net deurgaan op die Lotto pad, Zambesi truckstop is daar. Daar staan 100 trokke aan. Daar. Messina, 100,000 trokke 'n maand. Harry Smith, waar die N3 en die N5 by mekaar kom, wat afgaan Durban toe, 800 trokke aan. Komatipoort op 'n dag, 2000 trokke. En weet julle wat sy hartseer ding? Geen kerk. Niemand ruik uit nie. En hierdie mense gaan dood. Hulle weet nie van die Here nie. Hulle word elke dag blootgestel aan seksuele immoraliteit. Prostitusie is rampant. Jy weet, hierdie ou slaap 4 ure, ek gaan ook al maak. Hierdie ou slaap 4 ure. Die res moet hy ry. Onthou, as hy net 4 ure slaap kry, slaap hy. Hy raak nie wakker nie. Hulle steel 7, 8, 9, 10 tyres, wiele van hy trokke. Hulle tel hom op. Hulle sit hom op klippe. Ek sal vir julle foto's hier wys. En dan word hy verantwoordig vir hy wiele wat gesteel word. Ons het regtig nie 'n benul van die trauma waarmee hierdie mense loop nie.
Net so ten slotte, ons het 'n boekie saamgestel wat die trauma in hierdie mense aanspreek. Want dis die enigste oop deur wat ons het, want die transportindustrie is 'n baie moeilike industrie om in te kom. Ons het op hierdie stadium so 1700 transportmaatskappye op 'n databasis, wat ons probeer nader om juis by hulle die trokdrywers te gaan bedien. Maar vir hierdie ons gaan dit oor geld. So as jy nie op een of ander manier met hulle kan praat, dat dit vir hulle iets werd is, finansiëel nie, kry jy nie oop deur nie. En moenie mislei word deur 'n skrif op 'n trok nie. Ek sê nou regtig vir julle. Want baie keer gebruik ons die skrif, maar ons is nie werklik so gespoei daarop nie. So asseblief, as jy 'n trok sien, bid vir hierdie ou. Hy sal nie weet nie, hy die Here weet. Baie dankie. Seker Arjen en baie stories vertel. Van dan met my het met hom gesels. Goed. Volgende wil ek vir Nico vra. Of ons Nico in my naam en 'n storie vertel van baie dankie. Goeienaand vriende. Baie lekker om hier so vanaand by julle te wees en dankie vir die voorreg jullie. Elke jaar hier so toe ek Melanie sê so lekker om by 'n kerk te kan kom met 'n sending hartete. En 'n groep kerke is daar wat nie so hard het en regtig bid, maar julle maak 'n groot verskil en dit is so lekker om julle te kan hande vat en as Gideon die werk te kan doen saam met ons vrye en sy. Ja, die tyd is min, so wat ek graag met julle wil deel het, is die wonderlike geleentheid wat ons gehad het as Gideons saam met internasionale Gideons van Amerika af in my maand. Dus ons in KZN geweest en Adrian, ek gaan nou 'n bietjie jou kaart steel daar. Onder Swaziland af, onder toe daar so by die ou Transkei, het ons daai hele area moes ons doen in 'n week se tyd. Oor die 800 skole. Ek dink hoeveel werk is dit. So dit was 'n baie goed georganiseerde ding. Ek moet sê die manne wat in beheer was daar, het uiters goed gedoen. Soos jy by skool gekom het, het jy net plasings aangeteken op jou foon of waar ook al en dan onmiddellik geweet, daai skole is gedoen. So het ons oor die 400,000 kinders kon bereik. Is dit nie wonderlik nie, ons gee vir die Here al die eer, testamentjies soos hierdie, wat in hulle hande kon geplaas het. En vriende, dis waar ons moet werk aan ons kinders. Hulle gaan die verskil maak in Suid-Afrika. Ons groot mense is ook daar, Adrian en hulle trokke en goed, maar ons kinders, dis by hulle by wie ons hier aanklop, maar daar is soveel, hulle wat op die verkeerde pad is, slaat aan aanbiddery en alles, ons was by Hindu skole, hulle was ongelukkig toe die skool wat ons gekom het, die ander groepe het gestuig, skole wat nog altyd toe was, Hindu skole, wat oop is, waar hulle die woord kon saai. En so kan ons net vir die Here die eer gee, ons het ook lekker by kerke kon kom, die dag voor ons weggespring in die Sondag, was ons by 'n kerk en so het ons oor die 80 kerke, wat ons by kon gaan aanklop het, en wat ook vertel het van die wonderlike werk en ons siele kan bereik vir ons koning Jesus. En na die een kerkdiens, toe kom die een vroukie na ons toe, Melanie gaan vir julle vertel wat het toe gebeur verder, dankie. Lieve vrienden, het is my verskriklik lekker om vir julle die wonderlike getuienis van Sherry Singh te vertel. Sy was 'n Hindu meisie, 'n baie mooi Indiër jong vroukie wat na een van die dienste na ons toe kom. Sy kon letterlik nie wag om met ons te begin praat en haar getuienis vir ons te gee. Sy sê sy was in standaard 6 en haar ouers was besig om te skei, maar haar ouers was hoog op in die Hindoeïsme en hulle was leiers en sy was 'n jeugleier by die Hindu gemeenskap waarin hulle was. En toe raak sy verskriklik opstandig oor haar ouers se rusies en hulle egskeiding. En op 'n dag kom daar na die skool toe Gideons en hulle deel van hierdie testamentjies uit. En sy sê sy was so opstandig, sy het so geloop, sy het nie eers die ou in die gesig gekyk, sy het net gevat en gedink, ja, nog 'n boek. En dit in haar sak gegooi, nooit gelees nie. Maar sy het 'n vriendin gehad wat reeds gered was. En die meisie het haar begin bearbei en later saamgevat na haar kerk toe. En toe het sy tot bekering gekom en sy die Bybeltjie gelees. Toe sê die vriendin van hom, en jy moet jou pa vra, mag jy dit lees? En die pa dog, dis 'n boek, laat sy dit lees. En nommer 2, jy moet jou pa vra, mag jy kerk toe gaan? En die pa sê, ag ja, lees, why not? Toe het sy een
aand die pastoor en sy vrou haar huis toe bring na 'n jeugbyeenkoms wat sy 'n wonderlike geestelike belewenis gehad het. En daai demone wat van hom beheer het, moes waarskynlik gesien het wat in haar is. En hy het net uitgevlieg. Hy het letterlik voor die pastoor en sy vrou aangerand en vir haar baie sleg gesê, sy kon dit glad nie verstaan nie, want sy was een van die topstudente in die skool. Hy het gesê, gaan kamer toe, jy gaan nie nooit weer na hierdie bijeenkomste toe nie, en jy gaan nie hierdie boek ooit weer lees nie, en ek boek opgeskreef, die sementjie opgeskreef. Toe het sy nou vir 'n jaar lank, het sy 'n maand daar by die skool vir die ander maatjies gevra wat het nog gesê by die kerk gebeur. Maar dit was baie onbevredigend. En 'n jaar later, toe kom die Gideons weer daar, en toe kry sy weer 'n testament. Toe weet sy moet hom wegsteek, want haar pa hou haar so dop, hy kom net nie in haar kamer in wanneer sy stort. Vir die res kom hy storm net in en kom kyk wat doen sy. Leer sy of wat doen sy? En sy sê, wat sy toe doen, sy het hierdie, is nou nie 'n leer nie, maar sy het op die testament, heeltemal sy het op hom gaan staan, en hom plat getrap, en hom agter in 'n leer, onder die kabelie gesit, en hom so in die huis ingesmokkel, en in die huis het sy hom dan uitgehaal, en met een of ander manier met die hamer aan die stoot gaan, en die stoot oopgedraai, en dan het sy gelees. En so het sy aangegaan totdat sy 18 jaar oud was, en toe haar pa uit die huis uitgejaag. So haar ouers is nog steeds ongered, so ons kan bid vir haar ouers, en ons kan bid vir die res van haar familie, en ons kan bid vir haar om staande te bly. Sy is wel in 'n gemeente, maar sy het regtig gebed nodig. En baie maal sê mense, julle deel net Bybeltjies uit, so wat. Maar hier is een van die wat geoest is, wat teruggekom het na ons. Een van die weiniges wat jy kan, want anders gaan ons moes begoedig raak. Nee. So ons weet nie al die oes nie. Baie dankie. Baie dankie. Sy het onthou om te bid gehad. Wat is haar naam? Sherry. Sherry. Ja, en haar van is sien met haar haar aan die einde. Ja, ek ken die sien, so ek sal het onthou. Sherry sien. Mag ek ook onthou? Sherry sien? Sherry. Sy het onthou om te bid gehad. Baie dankie julle. Goed, sure. Miskien moet ek vinnig 'n beeld vat. Ek sal baie vinnig wees. Ek kan nie my storie vertel nie. Ek is by die Bybel. Ekskuus, ek praat altyd 'n bietjie ongewoon as ek dink aan die mense wat ontmoet. Net vinnig die storie vertel, dan sal nie my verstaan. Ek kom nog 'n klein kaartjie daaraan. So elke 2-3 weke. Dan koop sy 10.000 rand se Bybels. En vra haar, wat doen jy? Sy sê, Johannesvrou, sy is nie 'n pastoor nie. Wat doen jy met die Bybels? By die kwestie staan daar 'n klomp werkers altyd wat werk soek. En sy het alleen begin inisiatief neem en toe nadat die pastore saam met hulle hande gevat en haar gemeente het individue, nie die kerk nie. Hande wat daar begin vat en geld in mekaar begin maak. So het hulle eenmaal 'n maand, daai pastore en sy en die ander gewone gemeente het eenmaal 'n maand vir al die werkers kos gee. En 'n lysie maak van wat 'n Bybels hulle wil hê. Maak hulle geld in mekaar, koop die Bybels en die volgende maand as hulle weer die ete het, dan deel hulle die Bybels uit. Het 'n gewone tannie in haar 80's. Sy het hulle behalwe. So, haar storie is vir my die inspirasie. En dan is ander mense ook, as hulle nog so dwaande toe gaan hemel na jaar. Op 1 Mei kry jy boks, so die Bybels. As hulle daar inboek, dan weet die mense al, as Bybels daar, en hulle begin aan te kom. Het hulle Bybels gebring, en dan begin hulle die Bybels uit te doen. So gewone mense soos ons, wat ons vakansies, ons gewone interakties met mense, is spesiaal. So. Goed. Ek het alle stories ook nog op alle keer vertel. Ja. Hoe werk julle wat oor staan en so pad? Nee, as ek vinnig sê, ek maak 'n storie, want Bybels is eenmaal wat jy koop. Ek koop direk by Bybelgenootskap die Bybels en Engelse afslag, want ons is nie 'n non-profit organisasie, dis ons gee dit net so
moet geen winstdeur aan mense beskikbaar. Dit moet ook teen iets soos 60-70% goedkoop is. Goed. Dankie. Oh, ek moes dink, wie is nog hier so? Kom ons vir Marinus. Sê iets het moet sê vir ons. Een beetje diep praat vanavond. Maar ja, ek gedink my collega gaan praat vanavond, maar het was een beetje van een misverstand geweest, so dis ek vanavond. En TV praat oop in die wêreld radiostasie. En ons het 'n departement wat met die getuienisse werk, waar mense kan inbel, waar mense kan instuur. Ons kry gereeld verslae. Ek is 'n aanbieder, so hulle kom nie direk na my toe nie. En ek het vanaand gedink, ek gaan dit ek het uit, kom gee dit vanaand. En ek het net gevoel, maar die Here sê hierdie keer nie. Nou gisterand het die dominee gepraat oor, jy weet nie wanneer jou tyd is nie. En vir die wat nie weet nie, maand terug was ek in die hospitaal gewees, omring deur spesialiste en verpleegsters. Ek het 'n hartkondisie gehad in 2022 wat ons opereer. Dat ek sê ek kan terugkom. 5 Augustus het ek weer in die hospitaal gelê. Hart het so vinnig geklop, bloeddruk was so hoog, ek gedag is die einde. 42 jaar oud. Kan my einde wees. Die punt wat ek by wil uitkom is, wat het jy op daai oomblik aan gedink? Want ek dink, dit is waar waarskynlik gaan. As jy dink, is jou einde. Jy sal dink, gesendeling sal dink, wauw, ek het uitstekend gedoen. Groot beloning wag vir my. Jy gelees van 1 Korintiërs 3 wat sê dat wanneer die dag gaan kom, gaan jou dade aan die brand gesteek word, en dit wat oorbly van die beloning voorvan, dit wat die moeite werd was, dit wat jy gedoen het, wat getel het. Die res, jy gaan nog steeds jou siel, jy gaan hemel toe, staan daar so jy gaan gered word. Want dit wat jy gedoen het, wat nie iets beteken dit vir die ewigheid nie, gaan verbrand. Net wat oorbly gaan die beloning voorvan. En op daai oomblik wat ek daar gelei het, natuurlik gedink aan my familie. Maar die ander ding wat ek nog gedink het, is nie aan alles wat ek gedoen het nie, maar al die geleenthede wat ek gemis het. Al die goed wat ek kon 'n beloning voor gekry het, maar ek weet ek gaan dit nie beloon word voor nie, want ek het daai geleentheid gemis. En ek het op daai stadium begin werk aan 'n getuienis, maar ook aan 'n boodskap wat ek wil gee, en ek gaan dit nie vanaand gee nie, want dit is 'n lang boodskap. Maar die punt wat ek wil maak vanaand is, as jy al die getuienisse hoor van al die organisasies, ek is nie besorg oor watter een jy aangetrokken tot voel nie. Maar baie keer kan dit vir ons voel soos iemand anders se storie. Ander organisasie. Dis nie my storie nie. Maar wat is jou storie vanaand? Waar is jy betrokken? Want jy gaan leef waar ek geleef het. Hulle het nou toets op my gedoen, wat 2 weke om die resultate te kry. Dat beteken is nou so 'n week en 'n half, oor 3 dae van ek weet of het terug is. Tot en met daai tyd kan daar enige oomblik iets met my gebeur, soos ek hier staan. Kan ook nie môre sien nie. En al wat in my agterkop bly is, wat gaan ek sê as ek voor die Here kom oor die geleenthede wat ek gemis het? So nadat as jy nou luister na die getuienisse, as jy wil praat oor TWR, ek is daar om julle te gesels, uitstekende werk wat ons doen. En my vraag is, wat is jou storie? Baie van ons is al ouer. As jy gaan terugkyk op daai oomblik, wat gaan jy oorspyt wees? Wat gaan jy wens het jy gedoen? Wat gaan jy wens het jy met jou lewe gedoen? Ek het van vorige maand af wat ek gesê, ek draai nie meer terug nie, ek gaan alles vir die Here gee. Sê nie wat dit sê. Want ek het besef, daar is soveel meer wat ek kan doen, wat ek op uitgemis het. So dis al wat ek vanaand vir julle graag gesê het van hart uit. Maar nie laat hierdie kans verbygeloop nie, want daar gaan 'n dag kom en jy gaan jou oë uitvee en daar lê jy. En jy gaan jouself wonder wat ek my lewe gemaak. Kon ek meer gedoen het. Okay. Een sending hoor, man, nou wil ek net voorkom vir oopgooi. As daar enigiemand anders wat 'n storie getuienis iets het met jou gebeur. Iemand anders se storie wat jy nie eie storie. Nie skaamnis nie. Jy kan maar
aangenaam maak en 'n bietjie vashak soos ek dis so wyd. Niemand gaan snaaks dink aan jou nie. Niemand? Goed. Okay. Niels, jy wil seker 'n storie vertel. Voor jy voor toe kom. Wil net jou almal uitdaag. As ons hier klaar is, want Niels gaan die laaste spreker dan is genoem. As ons hier klaar is, hier is 'n voorbeeld van wat ons Saterdag gaan doen. Hier is die KitKats. Die van julle iets wat geïnspireer is vanaand. 'n eenvoudige taptaatjie en die KitKat. Ja, gaan hom nie opkyk. Daar staan, take a bite with Jesus Christ. Ons gaan so maklik as moontlik maak. Vir die van julle wat nie gemaklik is om mense te praat nie. Party is al gemaklik, hulle gaan 'n bietjie meer doen. Dis al wat ons van jou vra. As vat 'n paar KitKats, gaan na iemand toe in die gemeenskap en sê, ons van jou seun, jy sê KitKat, Jesus is lief vir jou. Jy maak nie jou kerk nie, niks nie. Jy wys net vir my, Jesus is lief vir jou. Dis al. Net op te dag, willig te wees, deel van 'n span te maak, deel die spanne op, wie gaan waar, en jy gaan doen dit. Dis hoe dit lyk, ons het dit vertaai op jou klas, het vertaai jy sê, dit is om dit ook, saam met dit uit te deel, jy hoef nie te praat nie, deel net uit, goed met iemand te sê, die Here is lief vir jou, of, sê net vir hom, mag jy 'n lekker dag hê, so maklik is dit, dan doen jy iets, so asseblief, probeer die wees Saterdagoggend en deel van die uitreik te wees. Deels. Dit gaan nie daar sê. Dit is ons 'n nuwe storie om te vertel. Ja, hallo julle, weer raak so lekker. Dit is nie net my kinders wat elke jaar uitsien, jullie weet nie, maar ek self, want dit is wel besonder. En ja, ek gaan nie vanaand kom om 'n storie te vertel van iemand wat van die Here gehoor het of so nie, maar eintlik om aan te sluit by wat Dominee Willem ook gesê dat die een persoon het ons kan aanraak, jy weet. En ek het vir die Here gevra, wat kan ek sê, wat 'n storie kan ek vertel? En ek het nie van 'n storie wat ek wil vertel nie. Wat ek besef het is, ek wil eintlik die realiteit vir ons vertel van die mense daar buite. Oor sending, oor hoekom is sending so belangrik? En soos Adrian gesê, daar is ontsaglik baie mense wat behoefte het om te hoor van die Here. En ons wat hier sit, ons kan intentioneel eendag se lewe verander. En hy gaan eendag kan, hy saam met jou in die hemel die Here aanbid. Die grootste vir my, ek was eenmaal in Jordanië in 'n kerk, en alle kulture was in die kerk. En ek het vir daai oomblik gevoel, dis hoe dit in die hemel gaan wees. Om saam met Chinese en Braziliane en jy noem hom, hulle was daar in 'n kerk, en om die Here te aanbid en te worship en te voel, dis is heaven, dis hoe hemel gaan wees eendag, om saam met almal die Here te loof en te prys. En wat ek nou dink is, ek was juitig in Londen, as 'n student, ek het vir my betie gaan kuier, te doen 'n konstruksiewerk vir so 4 weke, dit was baie hof, ek is nie houdewerker of leider as ek dit kan stel nie. En ek doen hierdie konstruksiewerk en ek het letterlik gejackhammer heel dag, soos ek nie aan bed lê dan voel ek heeltyd so. En daar was hierdie Kosovo en dit was 2 mans, 2 vriende, wat een was in Kosovo en ander een was van ook een van daai oorloglande op daai stadium. En hulle het hulle net uit die bloed uit oor my ontvang. Ek het niks gehad, ek het niks kon doen nie, ek kon niks. Hulle het hulle net oor my ontvang. En hulle het dit vir my so maklik gemaak, en sê my Niels as jy moeg is, maar nou in Engels, en daar was baie slaapse stories uit dit uitgekom. So hulle, laat ons nie werk vir jou doen, as die baas nie kyk, en sê kom, dan sal jy oorneem. Maar ek het probeer nie laat hulle alles doen nie, want dit is ook nie reg, want hulle moet hulle werk ook doen, maar hulle het net hulle harte oopgemaak vir my. En dit het vir my jarenlang daarna vir my gesê, weet jy wat, elke mens, almal het goed in hulle. En dit het my nog besef, weet jy wat, daar's mense wat, en baie jare het dit my gepla, want ek het nooit met hulle kon praat oor Jesus. Of ek het nie, want ek het nie daaraan gedink nie, want ek was ook nie reg missional in my mindset op daai stadium nie. Sending was altyd vir my awesome, maar
ek was nog nie op daai stadium op 'n punt waar ek met iemand kon praat oor Jesus. En dit het my vir baie lank gepla. En maar ek het op 'n staan vir hulle begin bid en ek sê, Here, ek tot vandag toe bid ek en ek dink, Here, waar is hulle vandag? Want een keer het die ou vir my gesê, my friend, hy het altyd vir my gesê, my friend, do you see your parents? En dit het my nogal getref, want ek het besef, hy moes vlug uit Kosovo uit, in die oorlogtyd. Hy het geen benul of hy nog sy ouers sien nie, of hulle nog leef, sy familie of niks nie. Hy moes vlug vir sy lewe. En dit het my laat besef, daar is baie mense wat daai behoefte het. En dis nie net van hulle fisiese ouers, maar van God, hulle hemelse Vader wat hulle nie eens ken, wat hulle nog nooit eens kon van hoor nie. En dit het my ook nogal geruk. En een van die dinge wat ons nou begin doen is, ons doen discipling, Asawe. Ons het begin met discipling, om discipling kursusse aan te bied, om vir ons te wys, hoe kan jy iemand bereik vir Jesus? Ek het die vorige gehad, ons het nou, so jaar terug, het ons vriende gemaakt met die Israeli. Dit is eintlik 'n baie snaakse storie. En ons het vorige gehad dat hy begin van die jaar vir 3 maande in ons huis gebly. Dit is 'n lang storie, ek kan jou aanpraat, ons weet dit nou, dat ek weer koop. Maar hy het in ons huis gebly. En ons kon net intentioneel vir hom wys, die liefde van Jesus. Hy is ek wil amper sê, 'n baie goeie nominale Israeli. Maar hy is nie 'n orthodoxe Jood, wat nog die Joodse gewoontes aanleef nie, maar hy is ook nie, hy is glad nie Christen nie, hy glo in God, en hy is lief vir God, maar daar's nie baie passie dat hy regtig nie Here vertrou nie. En ons het regtig die geleentheid gehad om heeltyd vir hom net God se liefde te wys. Maar ongelukkig was nie altyd so dat ek vandag kan sê hy het sy hart vir die Here gegee. Dit is vir ons en my kinders vandag nog 'n ding dat ons hom bid, dat hy Jesus sal ontmoet. En ek het besef hoe belangrik dit is om intentioneel 'n verhouding met iemand te hê. Dit hoef nie iemand ver te wees in China nie. Ek het 'n jong mens wat 'n sendeling in China is, wat ek lank mee op pad gestap het. Hy is nou in China en ek sê altyd vir mense, weet jy wat, gelukkig as ek met jou praat, ek sê vir die Here, roep jou die China bootjies klaar gevat, so jy hoef nie te worry nie, jy hoef nie China toe te gaan nie. Maar die punt is, ons kan intentioneel met enigiemand dat die Here, dit kan my bediende wees, dit kan iemand om die hoek wees, dit kan die Pakistani om die hoek wees. Ek het nou nog by Pakistani ingegaan en daar lees die Pakistani 'n boek, I dare to call you Father. En dit was nou awesome. That was so awesome, om het te sien en te sê, te sê, Here asseblief, iemand het vir hom daai boek gegee. Mag sy oë en sy ore oopgaan vir die evangelie, vir die Here. So ons hoef nie China toe te gaan. Dis oor ons in jou huis, in jou werksplek, waar ons is, net hierso. Wat ons intentioneel met iemand daai pad kan stap. Want ek dink dit sluit aan wat Willem oorgestaan gesê het van om iemand. Dit kan nie een persoon wees, maar hy kan die volgende Billy wees. En dit het my nogal aangeraak. Ons hoef nie 7 mense of 20 mense of 100 mense, maar jy kan daai een persoon en die Here dalk om my help. En dit is, ek dink, ek gaan afsluit. Maar dit is my uitroep aan julle, want ek sien julle kerk is, as ek reg aan julle dink, dan dink ek aan die skrif in die Bybel wat sê, daai lig bo op die berg. En dis hoe ek julle sien, julle is onder die berg, maar julle is eintlik op die berg. Jy lig vir almal om te sien. Want julle sending is vir my fantasties, is my regtig wonderlik, en ek dink ons almal stem saam. En dit is wat ek vir julle wil sê, en wat julle eintlik gaan inhoud. Daai lig van die berg, julle lig, wat ander van die berg of radiate, vir Pretoria. Want ek dink, dit is regtig vir my, as ek dink aan julle, is die stoor wat by my opkom elke jaar. En ek dink dit is, ja, dis wat vir my uitstaan aan julle. En dankie julle om hier te kom wees. Dankie Niels, daai het ons inspirasie van Niels se kant af ook. En die uitdaging. So, kom ons begin met hierdie Saterdag. Begin 'n nuwe ding, Catalyst. Julle weet hoe werk met Catalyst? Die speel is chemie agtergrond. Nee. Catalyst is as iets teen hierdie pas beweeg, dan sit jy net iets by aan plitsig, daar gaan. Kan jy maar gaan, as ek Catalyst doen.
hierdie Saterdag se korttermyn uitleg hier, die katalis, wat ons nog meer doen. Ons omgewing het verander. Die Pakistanis hier, ons staatlike uitkafeers. Baie mense van alle kulture en nasies en tale hier so nou. Ons kan 'n verskil maak hier, terwyl ons die ouens ondersteun met taal is. So, ek sien julle almal Saterdag. Ek wil net noem, ekskuus julle, ek het nou net gesê, Saterdag ook is die Missionsfeest. So, die van julle, na julle uitreik ook, in die middag, gaan maak 'n draai by die Missionsfeest. Ek gaan nou nie onthou wat sê, ek gaan nie sê dit is die kerk en dan die ander kerk nie, maar dit is op dieselfde plek as daar, so ek kan nie, jy was daar. Ja. So as julle belangstel oor die Missionsfeest is, regtig al die organisasies is daar ook, en dit is wonderlik om daar te wees, en dit is raar op een lewenis. Kom maak het draai daar, Saterdag, in die middag. Dus dit nou aan tot 4 uur in die middag. So julle gaan, so julle nie al moeg is nie. So, dit is 'n expo, dit is net die ander kant by die EG Kerk, daar naby Jasmijn oude thuis, ander kant, Hollenboom, ja, maar dan was by het uit, so, af van Jasmijn oude thuis, dus daar die EG Kerk, en dis waar die expo is. En al die organisasies is daar, dit stal uit, baie van die mense wat hier was hierdie week gaan daar wees. As jy extra tyd en energie het, na Saterdagoggend, is dit die moeite werd om so te gaan en ook ander sendingorganisasies ook te gaan. Dis naby, dis vinnig, halfuur, dan kan jy terug is op die huis. Dis nie so ver. Goed, almal reg, goed, kom ons sluit vir ons af. Vader, dankie vir die heerlike aand, dankie vir die getuienisse, dankie vir die inspirasie, vir die gesels, dankie vir die hartlike saamwees saam met U. Mag die Heilige Gees ons harte werk, ons inspireer, om saam met U te stap, ons hand in U die hand, ons hande opgesteek en te sê, ek stap nou saam met U, luister, ek doen, ek vertrou. U ons op 'n pad sal vat, dat U verheerlik, dat U verheerlik alleen. Ons loof en prys U vir hierdie aand, in Jesus se naam. Amen. Amen. As hy julle kan kom jy. Ja. Kyk jy op so'n ding is, en of hy nie werk. Nee,